Het jy al ooit gevoel jy's uitgeput, sonder om regtig te weet hoekom? Jy slaap genoeg, jy eet min of meer gesond en tog, iets voel nie reg nie. Die probleem is dalk dat jou gees honger is. Vandag wil ek met jou 5 geestelike dissiplines deel. Eenvoudige gewoontes wat jy elke dag kan doen om jou gees te voed, jou verhouding met die Here te versterk en regtig voluit te leef. Nommer 1. Spandeer tyd saam met die Here. Die beste manier om jou tyd te bestee is om tyd saam met Jesus deur te bring. Begin jou dag daarmee. Ek self begin elke oggend met 'n koppie koffie, my Bybel en joernaal in die stilte van my studeerkamer. Hierdie tyd anker my dag. As jy dit eers probeer indruk na jy al die ander dinge wat op jou doenlysie is afgehandel het, weet jy self, dit werk nie altyd nie. So, doen dit eerste. Lees die woord, praat met die Here, sit stil en luister. Jy sal verbaas wees hoeveel krag en vrede daaruit vloei. Nommer 2. Voed jou gees. Ons lees in 2 Timoteus 4 vers 13 dat Paulus vir Timoteus vra om sy boeke te bring. Selfs hy het bly leer. Jy kan dieselfde doen deur goeie Christelike boeke te lees of na preke te luister. Dis soos geestelike vitamiene. Dis nie nodig om ure te lees nie. 1 hoofstuk of selfs 10 minute se luister kan jou help om iets nuuts van die Here te verstaan. Gebruik dit as 'n manier om geestelik te groei. Elke dag 'n bietjie op 'n slag. Nommer 3. Wees stil. Wanneer laas was jy regtig stil? Sonder geraas, sonder 'n foon, sonder iets op 'n skerm. Die Here praat baie keer met 'n mens in jou hart, maar is sag. En as alles rondom jou lawaai, hoor jy dit nie. Begin klein. 5 minute in stilte. Of skryf in 'n joernaal. Dalk net iets waarvoor jy dankbaar is, of waar jy die Here se hand in jou lewe gesien het. Stilte help ons om weer in voeling te kom met die Here en met onsself. Nommer 4. Omring jou met geestelike vriende. Ons is nie gemaak om alleen te leef nie. Jy het mense nodig wat jou dra, vir jou bid, jou aanmoedig en aanspreek as jy afdwaal. Maak dus tyd vir hierdie mense in jou lewe. Stuur 'n boodskap, reël 'n kuier of 'n geselsie. En wees ook vir iemand anders iemand wat ondersteun, bid en help. Dis 'n geestelike dissipline om met ander gelowiges in verbinding te bly. En dis 'n seën. Nommer 5. Erken God se teenwoordigheid deur die dag. In Psalm 119 lees ons: Ek loof U 7 maal elke dag. Het jy al daaraan gedink om jou selfoon se alarm te stel om elke uur af te gaan, sodat jy vir 'n paar sekondes kan stop en sê: Dankie Here dat U hier is. So hou jy sy teenwoordigheid vars in jou gedagtes en hy word deel van jou hele dag, nie net jou oggend nie. Hierdie is 5 eenvoudige dinge. Nie moeilik nie, maar dit maak 'n wêreldse verskil. Besluit vandag nog om hierdie 5 dissiplines deel van jou daaglikse rotine te maak. Nie om die Here te beïndruk nie, maar om saam met hom te leef. Jou hart en siel en jou gees sal vir jou dankie sê. En laat weet my ook in die kommentaar, watter van hierdie 5 dinge doen jy reeds en watter een wil jy begin? As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en mag die Here jou wys watter geestelike dissiplines jy nodig het om jou hart, gees en siel te voed en jou help om daarmee te begin.